Goeiemôre almal, welkom. Het is lekker om julle te sien. Net so 'n paar afkondigings. Die deurkollekte vanoggend gaan vir die Oosterland kinderhuis. Daar ek is in Dispatch. Dit is waarvoor die deurkollekte gaan. Dan is ons 'n lang lys. Ons lys raak skielik al langer vir gebede. Ons bid nog steeds vir Harry Bennett, Linda Cruz van Cairo, Graham Ritsky van Kumga, Tannie Hester Botha, Les Kiki en Christine Nouwers. En dan is daar 2 nuwe mense in die hospitaal waarvoor ons bid. Dis Kobie van Rooyen van Kumga en Andre van Deventer. So hou hulle almal asseblief in julle gebede. Verjaarsdag, op Vrydag was dit Stefan Erasmus en Ross Flanagan. Geluk Ross. I hope you had a good fire going Friday evening. You had a chance for that. En ook Chris Greiling. Gister was Delani Moster. En vandag is Esme Pieterse van Komga. En die 24ste is Tikkie Fourie. So dink maar aan almal van hulle asseblief. Dan is dit min of meer terug na normaal hierdie week. Dinsdag aan 7:00 Bybelstudie by Magie en Verity se huis. En 10:00 woensdagoggend by Amatola Haven. Daar's
ook kinderkerk. Hier is 'n klompie kinders daar. Nee, hierdie is te groot. Ons sal nou kyk, ons sal kyk hoeveel daar is. En dan herinnering, die gemeentekamp, die einde van die maand, 31 Oktober, die Vrydag tot Sondag, die 2 November. En soos hulle gewoonlik goeie Ooskaap sê, is 'n bargain. R330 'n kop, dis die verblyf plus 2 van daai groot branches, Saterdag en Sondag, daar op Matola Wildreservaat. Praat maar as jy belangstel, is nog 'n klompie tente oop. Dan, soos Joyce net vinnig genoem het, môreoggend is dit die groot dag vir die kerkraad en die Weier Kerkraad en verteenwoordigers van die verskillende wyke. Vergadering begin 10:00 en daarna is daar 2 onderhoude wat gevoer word met potensiële kandidaate vir die pos hierso vanaf Januarie maand. So hou dit asseblief in die gebede ook. Bid vir die kerkraad vir wysheid en vir insig en net tot eer van die Here sal loop. Dit lyk my dis die laaste van my afkondigings. Ek wil net sê hierdie regtig besluit hierdie keer so die hoeveelste jaar wat ek by hierdie sinodesitting moet notiele neem en hierdie keer het my regtig laat werk. En ek weet of die skrifbaar besluit het, maar kyk vir oula sal ek werk so. Ons het elke aand tot die 9:00 vergader, maar dis nou verby, dit is my laaste een. So volgende, as iemand anders is op pyn om volgende keer so notules te neem, gelukkig nie myne nie. Maar kom ons raak stil, kom ons gaan in hierdie diens en ons aanvangswoord vir môre is uit Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm, van nou af en vir altyd. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. He will protect you as you come and go, now and forever. Dis 'n interessante teks hier, want in die tyd toe dit geskryf is, as jy opgekyk het na die berge toe, dan het jy die Baal afgode en sulke plekke, se aanbiddingsplekke gesien. So eintlik kom sê Dawid hierso, moenie kyk na ander hulp nie. Nie na die berge nie na Baal nie, na niks nie. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy wat ons vanoggend bymekaar gebring het. Hy is die een wat by ons is en by ons wil wees. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus, our Lord. Amen. Daar's min kinders vir die sondagsskool, maar kom ek praat toch met die kinders. Wat beteken dit om te bid? Kom ons kyk wie gaan af. What does it mean to pray? Hy het nie kyk onder ma se arm. It's just talking to God. Talking to God. Waaroor praat 'n mens met God jou? Alles. Enige ding. Soms gaan ons na God toe en ons gaan met 'n shoppinglys. Ek wil dit. Ons gaan ook om dankie te sê. Ons teks van môre herinner ons dat ons moet ook nie ophou bid. Prayer is to keep on and on and on. En die Here sal antwoord op sy tyd en soos hy wil. Kom ons staan op, kom ons sing 2 liedere hartlik saam. Ek dink nie dis as, okay, dan gaan nie kindertyd wees nie, so die paartjies wat hier is, julle kan sommer hier binne by ons bly. So kom ons staan op en ons sing lekker hartlik saam. Soos een van julle vanoggend vir my herinner het, agter elke man is daar 'n vrou met 'n
herinner aan die goed wat hy vergeet het. So, Nelly Jacobs is ook in die hospitaal. Kon nog nie by haarself hoor nie, maar ek dink op sy hartaanval gehad het. So dink ook aan haar asseblief. En dan Sarah, I ate your birthday yesterday. Sorry, I missed you on the list. En die tweede is die Haven Festival, doen ons het nog. Nie, geen kans, ek sal afkondig wat gebeur. Ons riglyn vir die lewe vanoggend is dit wat ons so goed ken, dat ons baie keer sommer uit die kop kan opsê. Maar as ons dit nou lees, luister met die ore van 'n slaaf. Die Here het hierdie gegee vir die Israeliete na hulle omtrent 350 jaar slawe was in Egipte. En dan sê hy vir hulle die volgende. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land in die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boek vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs in die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue beliefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Handel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Dink vir 'n oomblik, raak stil vir 'n oomblik, hierdie baie bekende woorde. Wat moes jy vanoggend hoor? Wat sê die Here vir jou? En na 'n oomblik van stilte sal 'n lied speel. Ons kan dit sing terwyl ons bly sit. So, ons gee 'n oomblik van nadenke, 'n oomblik van stilte.
kom na hier toe as ons koning. Ons kom na hier toe in afhanklikheid, want ons wil hier stem hoor. Ons kom na hier toe, want hier is die Heer, wat elke dag vir ons bewaar. Wat soos die psalmdigter sê, ons ingaan en ons uitgaan beskerm. Wil jy ook vanmôre, Heer, waar ons nou in die woord ingaan, met ons wees en met ons praat, deur u Gees dit vir ons duidelik maak. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Teks vanmôre is ook 'n bekende gelykenis van Jesus, Lukas 18, vers 1 tot 8. Engels en die Afrikaans is op die skerm, ek lees vanoggend die Afrikaans. Hy het vir hulle 'n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. Hy het gesê, daar was 'n sekere regter in 'n bepaalde stad, wat nie ontzag vir God gehad het nie, en hom aan geen mens gesteer het nie. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad, wat hom bly opsoek het, met die versoek, laat reg aan my geskied en my saak teen my opponent. 'n Tyd lank wou hy nie, maar naderhand het hy by homself gedink, al het ek geen ontzag vir God, en steur ek my aan geen mens nie, sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar laat geskied. Anders gaan sy my tot aan die einde bly tuister. Toe sê die Here, luister na wat die onregverdige regter sê. Sal God dan die reg laat geskied aan sy uitverkorenes, wat vir dag en snags na hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die Seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind? Ons lees tot sover uit hierdie teks. Jesus het baie gelykenisse vertel. Een van die evangeliste sê hy niks vir sy disippels vertel sonder om dit as 'n gelykenis, as 'n verhaal te vertel nie. En gelykenisse het nogal die manier om ons soms in ons voetspore te laat stop. Het ek nou reg gehoor? Wat het Jesus nou gesê? Is God in sy koninkryk regtig so? En as mense hierdie gelykenis sommer so vinnig lees, dan ruk dit ons ook tot stilstaan. Bedoel Jesus dan nou dat God soos die onregverdige regter is? Wat is hier dan die gang? En soos dit maar altyd gaan, is ons wil verstaan wat gesê word. Moet 'n mens altyd 'n bietjie wyer lees. Daai lelike groot woord, die konteks. Jy moet gaan kyk binne watter konteks het Jesus hierdie woorde gespreek. En vir hierdie spesifieke gelykenis moet jy eintlik die vorige hoofstuk gaan lees. Moet jy Lukas 17 gaan lees. En dis 'n hele 'n konteks van waar die Fariseërs Jesus probeer vasvra het weer eens. Hulle het hom gevra, wanneer kom God se koninkryk? En Jesus het die vraag op sy kop gedraai. En in Lukas 17 sê hy vir hulle, dit gaan nie oor 'n tyd nie, dit gaan nie oor 'n datum nie. Die koninkryk word gevoel, word geervaar in ons midde. Lukas 17 vers 21. Want kyk, die koninkryk van God is al klaar in julle midde. Daar waar gelowiges vergader, daar waar gelowiges getrou leef, daar is die koninkryk. Daar waar ons doen wat God van ons vra, is die koninkryk sigbaar. En Lukas 17 sê hierdie koninkryk word sigbaar in 'n wêreld vol chaos, in 'n wêreld vol ongeregtigheid. Soos nie net as dinge mooi gaan en goed gaan, dat die koninkryk van God sigbaar word. Lukas 17, dit wat net vooraf gaan in hierdie teks, sê spesifiek,
God se koninkryk kom te midde van chaos. En teen hierdie agtergrond kry ons dan hierdie gelykenis van die weduwee en die onregverdige regter. En soos Jesus hom heel aan die begin sê, dit is 'n gelykenis om ons daaraan te herinner om nooit op te hou bid nie. Moenie moeg word nie, moenie dink ag die Here luister in elk geval nie. God luister altyd. Maar hy antwoord op sy tyd. Maar hy luister wel altyd. En ek dink dis 'n gelykenis wat ons vandag ook nodig het. Lukas 17 praat van lekker chaos, praat van die chaos rondom Sodom en Gomorra, praat van chaos van oorlog. En te midde van dit kom sê Jesus, moenie moed opgee. Hou aan bid. Dit is die boodskap vir ons. Nie om nou net te bid, as dinge mooi en goed gaan. En hierdie hele teks, hier tussen die weduwee en die onregverdige regter, in vandag se terme, dis korrupsie man. Hy het seker gewag vir 'n braai. Dis hoekom hy nie geluister het na hom. En dis iets wat ons ken deesdae. Ons hoor baie daarvan. En tog kom Jesus en hy wil ons fokus wegskuif. Hy wil ons fokus wegskuif van die chaos rondom ons, van die goed wat ons bekommerd maak, van die goed wat ons kwaad maak, weg van die korrupsie. Hy wil ons fokus skuif na getrouheid, na deursettingsvermoë, na om nie op te hou nie. En natuurlik, Jesus sê nie God is soos die onregverdige regter. Waar sê hy draai dit heeltemal om. Hy sê God is juis nie soos die onregverdige regter. Maar as selfs 'n onregverdige regter sal luister na 'n pleitende weduwee wat lank genoeg ander, hoeveel te meer wil God juis na ons luister. Hy wil na ons luister, hy wil hê dat ons na hom toe kom. Een van die kommentatore skryf oor hierdie gedeelte en dan sê hy, God het ook 'n ekonomie. En ons ken van ekonomie. Ons weet van beurse wat opgaan en beurse wat val. En ons weet van petrolpryse wat opgaan en petrolpryse wat val, want die ekonomie dryf dit. En so gaan dit ons aan. God se ekonomie is so 'n bietjie anders. God se ekonomie word nie gedryf deur onregverdigheid. God se ekonomie word nie gedryf deur daai braai wat jy in jou eie boek gee met jou bestuurslisensie. Daar langs die pad. God se ekonomie word nie gedryf deur korrupsie nie. God se ekonomie is gebou op liefde. God se ekonomie draai alles agterste voor hom. Ons kry juis nie wat ons verdien nie. Ons kry genade. Onverdiende genade. Jesus sê self, wat eerste sal laaste wees en wat laaste is, sal eerste wees. Wat wysheid vir die wêreld is dwaasheid vir God. Wat dwaasheid vir die wêreld is wysheid vir God. Paulus skryf daaroor en dan sê hy, vir die Grieke is die evangelie totale dommigheid. Waar het jy nou ooit gehoor van 'n God wat sterf? En vir die Jode is dit 'n struikelblok. Want hulle het 'n Messias gesoek wat met 'n armie kom. Hulle het 'n Messias gesoek wat die Romeine uit die land sal uitdryf met 'n weermag. En hier kom 'n Messias wat op sy knieë gaan sit en sy disippels se vuil voete was. God se ekonomie is totaal agterste voor hom van wat ons verwag. En dit is so al van die Ou Testament. Dink maar aan die hele verhaal van toe Dawid geroep is of
gesalf is as koning. Al die seuns het daar verbygekom. Al die seuns wat groot en sterk en so aan was. En toe vra Samuel, maar is daar nie nou nog 'n seun nie? Ja, nee, maar hy is daar agter die skape, hy is nog al die koningsmateriaal nie. Toe, daar roep Samuel, en toe sit daai een, koning Dawid geword, wat God sê, ek kies daai een. Nie die grootste, die sterkste, die mooiste. Bybel sê hy was half rooierig van kleur. In daai jare was dit amper 'n belediging. Hy het nie goed gelyk nie. God werk altyd andersom. Maar wat God reguit werk, is dit wat ons lees in vers 7 tot 8. Sal God dan nie reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags na hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. En hierdie is 'n mooi teks, maar 'n moeilike teks. Want ons wil hê dinge moet nou reg wees. Ons wil hê die korrupsie moet nou uit die land uit wees. Ons wil hê die oorloë moet nou stop. Dit gebeur nie altyd so. Nou raak ons bekommerd. Maar luister die Here dan nie na ons? Maar soms sê die Here juis, te midde van die chaos, te midde van die geweld, te midde van dit wat verkeerd is, daar wil ek jou help om sterk te staan. Daar wil ek jou help om ietsie te wys van my koninkryk. Die hele storie in Gaza is 'n vreeslike slegte storie. Wat selfs met die vrede wat ons half daar begin het, nog steeds maar sleg bly, van alle kante af. Weet jy wat my hart gegryp het op 'n stadium? Daar is so 'n gedeelte in Gaza, waar die Christene half gesentreer is, en waar die kerke gebruik is as hospitale. En toe, laat die Israelies so hulle weet, daai area gaan aangeval word, en hulle moet pad gee. En elke sielige gelowige, elke sielige priester en predikant en non en wat ook al, wat daar gewerk het in daai kerke, en wat mense van alle geloof versorg het. Ek het net gesê, hier bly ons. Maak wat jy wil. Nou agterste voor, 'n stukkie van God se koninkryk binne in 'n oorlogsone. Ek lees nou die dag van hoe soldate in Oekraïne in die loopgrawe nagmaal vier. Dit is verkeerd. 'n stukkie van God se koninkryk wat in absolute chaos na vore kom. Dis wat God vir ons kom sê. Vat jou fokus weg van dit wat jou hinder, dit wat jou een kant toe dryf. Fokus op hom. En wanneer hy sê, sal die seun van die mens, wanneer hy kom, geloof op aarde vind, dan is daai vraag, dalk juis op 'n wêreld so die waarin ons leef. Wat se geloof het ons nodig vandag? Wat se geloof het ek vandag in Stadtraai nodig? Wat se geloof het ek nodig in 'n gemeente in 'n oorgangstyd? Wat se geloof het ek nodig in 'n deurmekaar wêreld, polities, ekonomies en met oorloë? Wat se tipe geloof wil Jesus sien? Ek dink nie dit gaan oor geloof van, ja, toe maar, maak nie saak wat nou gebeur nie, eendag sal ek in die hemel by die Here wees. Ek dink Jesus dink baie verder as dit. Hy vra liewer, is hier geloof wat rebelleer teen ongeregtigheid, wat soos die weduwee aanhou en aanhou en aanhou,
sien jy God se koninkryk? Ek dink jy sien dit met gelowiges wat teen die wysheid van die wêreld sê, maar ons sal doen wat God vra. Ons is bereid om daar te wees vir ander mense. Ons is bereid om dit te doen wat agterstevoor klink. God se koninkryk kom ook te midde van moeilikheid en chaos en bekommernis en alles. God se koninkryk is daar waar mense God se wil uitleef. En dit kan ek en jy vandag doen, môre. Ons kan nie die oorlog in Oekraïne stop nie. Ons kan nie die chaos en die oorlog in Mosambiek stop nie. Ons kan nie die oorlog in Ethiopië en Sudan stop nie. Maar ons kan 'n stukkie van God se koninkryk wys hier in Stadthaven. In my werk, by my huis, waar ek beweeg, kan ek wys hoe lyk God se hart. Mag hy ons bereid maak, mag hy ons gewillig maak, mag hy vir ons help om hierdie week, elke oomblik, sy koninkryk te wys en uit te leef. Amen. Here God, ja, ons sien so baie die lelike rondom ons. En so maklik sien ons net die lelike. En tog, sommer net die buitekant ons kerk, staan hierdie pragtige Protea wat op die skerm is. Tog is hier mense hier binne wat vashou aan U. Tog is hier mense wat U koninkryk wil laat kom. In Stadthaven soos in die hemel. Here help ons. Soos daarby sal bly, daaraan sal vashou. Ja, Here, dat U koninkryk kom, selfs deur ons gebede, selfs deur ons doen en late, selfs deur dit wat ons sê. Dit kan deur U Gees wat in ons werk. Here, ons dink aan soveel mense wat se fokus gesteel is, deur siekte, soveel mense op ons gebedslys, soveel mense wat bekommerd is oor die dag van môre, mense wat bekommerd is oor geldsake, mense wat bekommerd is oor geweld, oor moord, oor rooftogte. Ja, Here. Mense wat dalk al lank al bid vir iets spesifiek en voel asof U nie luister nie. Here, ons kom vanmôre na U toe en ons wil bid vir elke een hier, dat ons U vrede en U nabyheid mag ervaar. Ons wil bid vir elke een hier, dat ons kan weet, U is met ons, elke oomblik. Here Jesus, help ons om U raak te sien in elke dag. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Kom ons sing ons saam, hartlik saam. So full of
Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle almal. May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. So with you.
This one. Just takes left. So the top there is the full as well. Welcome back. For some very